Hallo almal, in hierdie video gaan ek vir jou leer hoe om te bewys dat die wortels van 'n sekere aard is. Voorbeeld 1. Bewys dat x² plus mx plus m² plus 1 is gelyk aan 0 nie reële wortels het. Nou die eerste ding wat jy gaan doen is seker te maak dat jou vergelyking wel in standaard vorm is, hierdie ene is. Dan gaan jy waardes toeken aan a. A se waarde is deurskynend 1. Met ander woorde, a is die koëffisiënt van x². B is plus m en c se waarde is alles wat nie 'n x het nie, met ander woorde die konstantes. C is die hele m² plus 1. Nou gaan jy die diskriminant uitwerk. Delta is b² min 4ac. B se waarde is m² min 4, a se waarde is 1 en c se waarde is m² plus 1. Nou gaan ons uitvermenigvuldig. m² min 4 maal 1 is min 4 maal m² is min 4m² en min 4 maal 1 is min 4. En dan kan ek gelyksoortige terme bymekaar tel. m² min 4m² is min 3m² min 4. Nou goed, ons moet bewys dat die wortels nie reëel is. Nou wat 'n mens doen is, nou gaan jy daardie diskriminant opbreek en individueel bespreek. Jy sê, maar min 4 is kleiner as 0 en min 3m² is ook kleiner as 0, want maak nie saak watter getal jy in m se plek sit nie. Die kwadraat maak hom positief, maar omdat daar 'n min 3 voor is, gaan hierdie hele term gaan negatief bly, kleiner as 0. Dus kan jy sê, delta is kleiner as 0. Dus, wortels is nie reëel. Voorbeeld 2. Bewys dat die wortels van x² plus px min qx is gelyk aan pq is rasionaal vir alle waardes van p en q. Nou ja, eerste ding wat jy doen is, jy skryf die vergelyking neer en ons kry ons vergelyking in standaard vorm. Dit beteken die pq aan die regterkant loop oor na die linkerkant toe. Dan, hierso in die middel vind ek 'n px en 'n min qx, so albei terme bevat x. Daarom gaan ek faktoriseer deur vir x gemeenskaplik uit te haal en dan is daar oor voor die x 'n p minus q. En nou is my vergelyking in standaard vorm. Nou gaan ek gou-gou waardes vir a, b en c allokeer. A se waarde is deurskynend 1. Hierdie hele p minus q is b se waarde en c se waarde sal wees min pq. Nou gaan ek vir delta die diskriminant uitwerk. Delta is b² minus 4ac. In b se plek is dit nou p minus q in 'n hakie kwadraat min 4, a se waarde is 1 en c se waarde is min pq. Dan, p minus q kwadraat kan jy uitskryf as p min q 2 keer, en as jy daardie twee hakies uitvermenigvuldig, dan kry jy p² minus 2pq plus q kwadraat, en dan hier aan die regterkant, min 4 maal 1 maal min pq, gee vir jou plus 4 pq. Dan sien jy twee gelyksoortige terme, min 2 pq plus 4 pq gaan vir jou gee in die middel plus 2 pq met die p² en die q². Nou goed, ons moet bewys dat die wortels rasionaal is vir alle waardes van p en q. Nou kan jy sien dat jy kan hierdie diskriminant van jou gaan faktoriseer en dit skryf as p plus q kwadraat.
En dan delta is 'n volkome vierkant. Dus die wortels is rasionaal. Voorbeeld 3. Bewys dat die vergelyking x² minus px minus p² is gelyk aan 2, twee reële wortels het vir alle reële waardes van p. Nou, ons begin deur die vergelyking neer te skryf en nou gaan ons hom in standaard vorm kry. Dit beteken die 2 sal oorloop min 2 word gelyk aan 0. Nou, voordat ons vir delta die diskriminant gaan uitwerk, gaan ek eers gou my waardes toeken. A se waarde is 1, B se waarde, die koëffisiënt van x is min p, en dan beide min p² min 2. Dit sal c se waarde wees. Alles wat nie 'n x het nie, of ons noem dit die konstant is. Nou goed, nou werk ek vir die diskriminant uit. Delta is b² minus 4ac. In b se plek, hakkie min p² min 4, a se waarde is 1 en c se waarde is min p² min 2. As ek nou my hakies uitvermenigvuldig, dan kry ek min p² word plus p, en hierdie kant is dit min 4 maal min p² word plus 4p², en min 4 maal min 2 is plus 8. En nou gaan ek hierdie gelyksoortige terme bymekaar tel. p² plus 4p² is 5p² plus 8. Nou, ons gaan bewys dat die wortels reëel is. Nou, ons doen dit so. Ons breek vir delta op in stukkies. Ons sê, p² hierbo is groter of gelyk aan 0 vir alle waardes p element r. Nou, dit beteken, dit maak nie saak watter getal jy in p se plek invervang nie. Die kwadraat gaan daardie hele getal positief maak in elk geval. 5p² groter of gelyk aan 0. Onthou jy nou, hierdie p-waarde se kwadraat maak alles positief hier. Dus maal jy dit nou met 'n positief 5, so dit bly positief. Groter gelyk aan 0 vir alle waardes p element reël. En dus kan jy sê, die hele diskriminant delta, 5p² plus 8 is groter as 0. Maar nou let op, hier is dit groter as 0, nie gelyk aan 0 nie. Want dit kan nooit gelyk aan 0 wees in hierdie geval nie. Dus kan jy sê, wortels is reëel. Voor ek aangaan, het jy al my video gelike, het jy al subscribe, en jy kan sommer 'n kommentaar ook lewer. In die volgende video gaan ek vir jou leer hoe om 'n vergelyking te bepaal wanneer die wortels gegee is. Klik op die video in die linkerkantste hoek hierbo om jou direk na daardie video te neem.